Ester 8. Daardiezelfde dag nog het koning Ahasverus alles wat Haman, die vyand van die Jode, besit het, vir koningin Ester gegee. Ester het vir die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is. Mordegai het na die koning toe gekom. Die koning het sy seelring afgehaal wat hy by Haman teruggevat het en dit vir Mordegai gegee. Ester het Mordegai in beheer van Haman se besittings aangestel. Ester het toe nog 'n keer gewaag om met die koning te kom praat. Sy het huilend by sy voete neergeval en hom gesmeek om die bose plan wat Haman, die agent teen die Jode beraam het, tot nul te maak. Die koning het weer sy goue scepter na Ester toe uitgesteek. Sy het opgestaan en voor hom kom staan. Sy het gesê: "As dit goed is vir die koning en u my goedgesind is, en dit vir u in orde lyk, laat skryf dan ander briewe, om die briewe met die plan van Haman, seun van Hammedata, die Agagite, terug te trek." Hy het daarin geskryf dat die Jode in al die provinsies van u ryk uitgeroei moes word. Ek kan mos nie net toekyk wanneer my volk deur so 'n ramp getref word nie. Hoe kan ek toelaat dat my familie uitgeroei word? Koning Ahasverus het toe vir koningin Ester en vir die Jood Mordegai gesê: "Kyk, ek het alles wat Haman besit het vir Ester gegee en ek het hom aan sy eie galg laat ophang omdat hy die Jode wou uitroei." 'n Proklamasie wat reeds in die naam van die koning uitgevaardig is en met sy seelring bevestig is, kan nooit herroep word nie. Maar skryf julle nou ook 'n brief aan die Jode met julle plan. Skryf dit as 'n verdere proklamasie in my naam en verseël dit met my seelring. Die sekretarisse van die koning is ontbied. Dit was op die 23ste van die 3de maand, die maand Sivan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai vir die Jode, die amptenare van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van Indië af tot by Ethiopië wou laat weet. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook vir die Jode het hulle in hulle eie skrif en taal geskryf. Mordegai het namens koning Ahasverus laat skryf en die briewe met die koning se seelring laat verseël. Die briewe is met boodskappers op resiesperde uit die koning se stalle gestuur. In die briewe is geskryf dat die koning aan al die Jode in elke stad die vergunning gee om bymekaar te kom om hulle self te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie wat hulle en hulle kinders en vroue aanval, doodmaak en vernietig en uitroei. Hulle kon op hulle besittings beslag lê. Die dag waarop hulle dit in al die provinsies van die koning Ahasverus kon doen, was die 13de van die 12de maand, die maand Adar. 'n Afskrif van die proklamasie moes na elke provinsie gaan en as 'n wet afgekondig word. Al die volke moes daarvan kennis neem. Die Jode moes reg wees om hulle op daardie dag op hulle vyande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koning se stalle het toe, volgens die opdrag van die koning, haastig vertrek. Die proklamasie is tegelyk ook in die hoofstad Susan afgekondig. Toe Mordegai van die koning af weg is, was hy geklee in 'n koninklike kleed van blou en wit linne, met 'n groot goue kroon op sy kop en 'n mantel van fyn linne en peerstof aan. Die stad Susan was verheug en baie bly oor die proklamasie. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en hulle het aansien onder die ander volke gehad. In elke provinsie en in elke stad waar die besluit en proklamasie van die koning afgekondig is, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het 'n feesdag uitgeroep en saam geëet. Baie mense uit die ander volksgroepe het Jode geword, omdat hulle bang was vir die Jode.